Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 13de Januarie 2026. En soos wat ons gister begin gesels het oor die ewewig tussen om te behoort en te beweeg, gesels ons 'n bietjie vandag net oor die beweeg deel so klein bietjie van. Kom ons begin miskien met die woord met Jakobus 2 vers 14 tot 18. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Nou, hierdie gedeelte in Jakobus wil eintlik vir ons baie duidelik sê, geloof moet hande en voete kry. So, vanuit dit wat ons gister gelees het, van dat ons behoort en dat die Here ons kies, en dat ons nie volmaak hoef te wees nie, dat daar geen voorwaardes is nie, en dat hy ons lief het, en dat ons mekaar se broers en susters kan wees, kom hierdie gedeelte in Jakobus en sê, maar jy moet weet, geloof is so, as dit nie werke het nie, is dit in homself eintlik maar dood. Want ware geloof is nie staties nie. Jy kan nie sê, ek glo, maar daar gebeur niks met jou nie. Wanneer God se liefde ons harte raak, dan begin jy in beweging te kom. Geloof wat net gedink en gepraat en oor geredeneer word, raak verskriklik maklik net 'n klomp teorie. Maar geloof wat geleef word, bring verandering in ons eie lewens en in die wêreld rondom ons. Nou, as ons hierdie gedeelte in Jakobus begin lees, dan klink dit aanvanklik net of dit wil sê, maar geloof sou beteken dat ek vir ander mense goed moet wees, want dit is amper hoe dit wil klink. Maar eintlik wil die gedeelte veel meer as net dit sê, want sien, geloof maak dat ek iets wil leef, ek wil dit by my vingerpunte laat uitkom, en die goedheid van God graag wil aangee. So, soms gaan ek iets net sê wat goed is, en soms gaan ek iets doen wat goed is, maar ek gaan verseker nie niks doen nie. En as my geloof beweeg, beteken dit ook nie dat ek alles in die lewe kan gaan regmaak nie. Dit beteken eenvoudig dat ons beskikbaar is. Amper daai belangrike vraag van, waar moet jy wees? Jy moet net daar wees. Soms is beweeg 'n woord van bemoediging, soms 'n daad van diens, soms die moed om onreg aan te spreek. God gebruik klein gehoorsame tree om groot dinge te doen. En onthou, ons word nie geroep om perfekte mense te wees nie, maar gehoorsame mense. En wanneer ons beweeg, selfs met onsekerheid, ontdek ons dat God reeds daar is, vooruit, langs ons en in ons, want hy loop ons hierdie pad saam met ons. En as 'n gehoorsame mens wat na God luister, en wat jou geloof in jou waardes, in jou diens, in jou vriendelikheid, in jou menswees, in jou jy-wees uitleef, maak jy 'n verskil. En mense sien dit raak. Mense mag jouself vra, wat is die geheim? En jy kan antwoord. En soms sê hulle niks, maar agter jou rug sê hulle, hierdie persoon is 'n kind van die Here. Here onse God, mag ons hierdie gedeelte in Jakobus lees en dit ons aanspoor en aanwakker om nie net oor geloof te praat en te dink en te redeneer nie, maar om dit regtig te leef. Soos asemhaal, dit moet deel wees van wie ons is. Mag U ons daarin help en mag ons 'n aangename geur verskaf
van geloof, waar ons ook al kom. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.